dat die mense eie wil gaan hê en al die dinge, en ons vraag jy hoekom? Het die mens dan geskape met sy eie wil, as nie geweet het wat gaan gebeur? Maar die trots wat in onsself is, die eie ek vanmôre wat in onsself is, en ek kan vanmôre praat, soos my gees van die Here my lyf vanmôre. Baie welkom aan ons livestream ouens vanmôre. Ons het reeds begin en jy moet dit inskakel en jy moet hoor by gees van God vanmôre wil sê, en ons opskrif vanmôre, die vrees van die Here. En ek en jy sit vanmôre hier en ons is ingeskakel, ons luister na die woord van die Here en ons sing hier die lied, te wees soos Jesus. Het jy besef wat jy eintlik sing vanmôre? Jy sing vanmôre om rein te wees voor die Almagtige. Jy sing vanmôre om heilig te lewe voor die Almagtige. En jy sing vanmôre om sak en nederig te wees. Te wees soos Jesus. 'n man wat op hierdie aarde vlees kon word, en God wat vlees kon word in 'n manlike gedaante, en sy bloedgroep was anders as van hierdie wêreld afgewees. Want sy vleeslike ma was van hierdie aarde, maar sy pa was van die hemel afgewees. Dis ek kom vanmôre sy bloed nog steeds die vuilste sondaar skoonmaak. Dis ek kom sy bloed nog steeds vanmôre siekte kan genees, glo jy dit? Amen. Maar 'n man soos hierdie is mense besig om die bloed van Jesus te vertrap, deur sy eie identiteit te skep in homself in. En hy kon nie die pride bereik. Maar iewers het ek gehoor, dat hierdie trots wat jy, hierdie hoogmoed wat jy jouself het, tot 'n val gaan kom. Want dit hou ook net so lank. Ek kan nie verstaan, en ek moet baie versigtig wees wat ek vanmôre wil sê, en ek moet myself kalm, want ek word in myself so kwaad, om te dink dat mense binne in die kerk toelaat, dat gay predikers opgelei mag word om die woord te verkondig. En ek het ook nou ding of twee dalk sê wat nie heeltemal vir kinders bedoel is nie, maar jy moet my verdra vanmôre. Ek kan nie verstaan dat predikers toelaat en dat die wet van Suid-Afrika toelaat dat predikers moet. Luister baie mooi. Die wet het gedraai. Ja, dis reg, ek het nog nie troulisensie en al daai klande. Die rede daarvoor is, die nuwe wet sê, ek mag nie weier om vrou en vrou te trou, of man en man te trou nie. Maar ek sal dit weier in die naam van Jesus. Is in ons lewe asof niks verkeerd is nie. Me, myself and my little church, we are on our way to heaven, terwyl die wêreld op my praat van my en jou, wat sê ons is ware bloedgewaste kinders van God, die kerk van Christus. En hierdie pastoor, terwyl ons besig is met hierdie vergadering, raak hy bewoog. En hy sê, daar's mense in sy gemeente wat van jare gelede af al die Here dien soos wat God gedien moet word. Hulle kinders het onder die banke van die kerk groot geword. Hulle lewe 'n goeie lewe. Hulle kinders was in die sonnaskool gewees, het gehoor van die Here. Maar daardie kinders vandag weggeruk deur die vyand in die leuen van die wêreld wat sê, ek kan nie help hoe ek voel nie, want ek is verkeerd geskape, die leuen wat die vyand vir jou bring. En ek gaan nie vinger wys nie, maar in hierdie dorp is die hel los. Deur kinders wat weggeruk is deur die leuen van die vyand
En ouers, en ek met baie versigtig, ek trap nie toe, daar is ouers wat teen hierdie goeders is. Maar ouers wat dit toelaat, en sê, dis reg my seun, dis reg my dogter. Solank jy net gelukkig is, want jy sê, ons kry nie meer kinders wat gehoorsaam is nie, ons kry wat ook gehoorsame ouers. Ag my seun, solank jy net gelukkig is. Ons kan nie vir jou iets verkeerd sê nie, want as jy vir jou wip, dan is daar moeilikheid. Ons wil net nie jy moet kwaad word, ken jy dit? Want ek weet nie of julle weet, dat julle wat ingeskakel, maar my kinders, het so klopie hier achter. En as ek die belt vat, of die plakkie vat, en ek druk uit klopie, dan gaan die oor oop. En kom na my toe, wet van Suid-Afrika, en sê vir my, ek mag nie my kinders tigtig nie. Ek kan baie ander woorde gebruik. Van die woord van die Here sê, tigtig diegene wat sy lief het. Tot God self tigtig vir my en jou, want hoekom? Hy het ons baie lief. Amen. Dis nie altyd maaskyn en rose nie. Jy kan vanmôre hier sit, met die mooiste gesig nie, met die mooiste pak klere. Jy kan die heiligheid van self wees, maar ek kan jou waarborg môreoggend as jy opstaan, is daar 'n ander persoon wat opstaan. As die Here ons nie help nie. Kom ons gaan lees uit die woord van die Here uit. Jy kan van my blaai. Na Spreuke, die 8ste hoofstuk, die 13de vers. Spreuke 8. En jy moet mooi hoor, waaruit lees ons Spreuke 8 vers 13, ek gaan nou iets sê oor 8 en 13. Almal daar, sê almal as jy daar is? Spreuke 8 vers 13. Hy sê die vrees van die Here, luister baie mooi. Die vrees van die Here is om te haat wat sleg is, hoogmoed en trotsheid, en 'n slegte wandel en 'n huichelagtige mond haat ek. Vers 17. Dan kom die Here en hy sê, ek het lief die wat my lief het, en die wat my soek sal my vind. Rykdom en eer is by my diersame goed en geregtigheid. My vrug is beter as goud en as fyn goud, en my opbrengs as uitgesoekte silwer. Ek wandel op die weg van geregtigheid in die middel van die paaie van reg, om die wat my lief het 'n besitting te laat erwe, en hulle skatkamers maak ek vol. Ek wil dit hier uit die Engelse Bybel vir u lees, uit Jimmy Swaggart se Gospel Bybel. Hy woord nie op elke my tong, wat sy woord Expositor's Bible, verskoon tog. Hy sê vers 13, the fear of the Lord is to hate evil. Om God te vrees, is om dit wat sleg is te haat. Nou ek weet die woord van die Here sê ons mag nie haat nie. Maar dit wat sleg is, mag jy haat, sê die woord van die Here. Hoor hoe mooi verduidelik hy dit verder. Pride and arrogancy and the evil way and the forward mouth do I hate. Dan verduidelik hy dit mooi. The evil way is all that is not truly of the Bible. So alles wat teen die woord van God is evil. Vers 17. Ek gaan nou daarby uitkom. Maar ek eers wat vir u sê, dat snaaks genoeg, dat ons lees uit Spreuke 8 vers 13. 8 beteken nuwe geboorte. Maar 13 beteken, as hierdie woord. Ek weet nie wat dit is nie. Ek heb dit beskryf en kan self nie sê wat dit is. Maar in elk geval, dit is verkeerde goeders. Ek wil vanmôre vir u sê, alleenlik om 'n verhouding met God te hê, bring terug daai vrees vir die Here.
Maar ek en jy sit vanmôre hier, ons sien dinge. Ag, weet jy wat, ons het hierdie ding al gebring in die kerk, en ag, as ons moet nou nie teen hierdie oukies, wat nou so fyn en gevoelig is, ag, ons moet nou nie teen hulle opstaan nie, hulle kan nou nie help, hulle is so nie. En dan kom hulle met die verskoning uit, vrouens wat, hulle is gebore met manlike organe, hulle kan nie voel so man nie, hulle is nou 'n man. God maak nie 'n fout nie. Ja, daar is ander dinge, wat dalk gebeur in die menslike liggaam, maar ek ken nie al hierdie terme, ek dis nie teologie nie, dit is dokterologie, of wat die mense hierdie goed is. Ek ken nie dit alles, maar dit weet ek vanoggend, en ek wil hê, die kerk van die Here moet luister na die woord van God vanmôre. Ons sit in 'n wêreld, en ons sien hierdie goeders, en ons hoor dit, en ons bly maar net stil, maar die woord van die Here sê vanmôre vir die kinders van God, dat ek en jy moet vanmôre die slegte dinge haat. En nou gaan ek begin preek, Lukas. Nou gaan ek begin preek. En ek wil doen wat die Gees van die Here my sê. En ek kan nou heel oggend hamer op hierdie, wil ek net lees, want ek gaan dit nie reg staan. Hierdie LGBTQ, L staan vir lesbian, G staan vir gay, B staan vir bisexual, E staan vir, T staan vir transgender, en Q staan vir queer. Hierdie dude is nog, hy weet nog nie waar, hy het nog nie die Q, hy weet nog nie wat dit dan wil wees. Hoe belaglik! Hierdie mense ons lag. Dis die waarheid. Jy gaan tik in Pride op Google, en is 'n rainbow color skrif wat jy het. Glo my. Dan vertel hy vir jou alles wat hulle is. Die een is dit. Hy sê man, hy is vrou, en die ander is nie vrou nie, hy is man, en die ander een, hy weet nie rekke waar hy wil wees, hy is of man of vrou, en die ander is hy het homself so verander, hy weet self nie is nie hoe hy lyk, hy die foto in sy spieël gelaat, tel nie oor een nie. En dan die queer, die beste van alles, die queer, hy queue nog, hy weet nog nie. En het kom 'n gedagte by my op, dat die kerk van die Here, baie van ons wat hier sit, is ook nog 'n bietjie queuers. Jy weet nog nie lekker of jy die Here wil dien, of jy nie die Here wil dien. En nou trap ek toe. Hoe belaglik het die wêreld geword, het die mensdom geword, om teen die skepping van God te gaan. Om teen dit wat God rein en heilig geskaap het, die man geformeer het uit die grond uit na sy ewebeeld en na sy gelykenis. En uit die man het die vrou geskaap as 'n hulp, as 'n vriend vir die man. Sodat hy vir hulle kon sê, wees vrugbaar en bewoon die aarde en kyk na my skepping. En ons sit in 'n maand waar almal dink, nee, dis maanskyn en rose en alles is mooi en alles is goed, terwyl die vyand besig is om vanmôre terwyl jy sit, jou man of jou vrou of jou kind te steel. Ek onthou, jare gelede, nou klink ek baie oud. Ek lyk nie sleg vir 60 nie, staan my mentor voor op die verhoog. Hy preek sy hart uit en ons sing praise and worship, want sy vrou op daardie stadium wat hy gehad het, is die praise and worship leier. En sy van die hele kerk in aanbidding in ons praise and worship, ons dien die Here en die Gees van die Here wil begin werk en al die dinge gebeur. Net om uit te vind dat hierdie selfde vrou wat praise and worship aan die mense lei tot in die skatkamers van die hemel is besig met 'n ander vrou. Is besig met sonde. Ek wil vir jou sê, kind van die Here, die sonde is binne in die kerk. En die kerk van die Here het nie 'n gees van onderskeiding om te weet wat is reg en wat is verkeerd nie, want weet jy hoekom? Ons het die goed wat sleg is,
begin lief kry. Ons het begin koester. Ag, ons kan niks omtrent doen nie, dis maar nou die wêreld, dis maar hoe vandag se lewe is. Ons sien dit en aanvaar dit. Ek word dadelik kwaad. As 'n persoon by my kom, en hy's man, en hy wil iets anders wees. Ek raak dadelik kwaad. Maar by dit gesê, is ek bereid, wanneer 'n persoon soos daar by my kom as 'n pastoor, ek het hanteer in my lewe, ek het God nodig, dan sien ek kans vir jou. Maar in hierdie plek waar jy vanmôre sit, dan kom sit hulle in hierdie plek. Dit het gebeur, vra my vrou. Dan sit hulle in hierdie plek. Dan kom sê hulle my na die tyd, die pastoor, kan jy my trou? Dan vra ek vir hom of haar, ek weet nie wat hy of dit was nie. Dan sê ek, waar is jou man? En so kyk, dan sê ek nie 'n man nie. Dan sê ek vir haar, hy luister baie mooi. Jy weet wat reg is, jy weet wat verkeerd is. Jy gaan nie jou sonde na my toe kom. Of jy maak jou saak met die Here reg, of jy bly maar reg. But I'm not going to do that. Ek sal nie staan vir die liste van die vyand nie. Hier sal ons spreek dit wat God sê, en dit wat God sê alleen. Dis of die waarheid, of dis niks nie. Ek kry 'n vraag. Pastoor, kan ek asseblief na jou kerk toe kom? Ek sê vir hom, as jy kom, om jou saak met die Here reg te maak, is jy baie welkom. Maar as jy kom, met jou maatjie, moet jy kom tel, het jy baie slegte nuus. Jy kan maar kom, maar gaan die duiwel in jou bestraf. En die duiwel was nog nie hier gewees. En ek noem dit 'n duiwel vanmôre, want die Satan is los in hierdie dorp, in die gemeenskap, in hierdie wêreld. En die kerk is besig om na dit te kyk en ons hart nie smeer nie. Dit het so deel geword van ons lewe, so deel geword van die skool, dat die skole, luister baie mooi, het nou toestemming gegee, dat wanneer jy voel, jy is nie 'n man nie, daai kiewer waarvan ek gepraat het, nie? In ons hoërskool, dat toe die lerende raad vir die nuwe groep wat in die skool ingekom het, right ouens, seuns een kant, meisies een kant, ons gaan nou met julle reël, wat gaan julle doen? En ewe skielik in die middel van al die groepe staan daar 'n persoon. En hulle vra vir haar, nou wat is fout? Sy nie 'n meisiekind nie. Sy kan my nie klassifiseer as 'n meisiekind. Sy sê, maar sy kan nie 'n seun nie, sy kan klassifiseer as 'n seun nie. Ek sê beide van dit nie. Ek word toegelaat op skole. En die duiwel is los. En ons kinders sien dit. En dit word maar net aanvaar. En dit is nou, en ek gaan nie skole se name noem nie, maar dit is nou 'n tipe van 'n Christelike skool met 'n Christelike waardes. Maar terwille van, ek wil vanmôre vir die vyand sê, en ek gaan nou 'n bietjie verder gaan as wat ek nou is, en ek wil nie net hamer op hierdie dinge nie, maar dis die maand waar ons is, en ons bestraf die werke van die vyand. Want ons sit en kyk na die goed, ons luister na die goed, het jy al gesien op elke program waar jy op jou TV sit, is hierdie goeders LGBTQ reg neer. Het jy al gesien in winkelsentrums as jy instap teen die muur? Dis nie meer kleredrag vir man en vrou nie. Dis 2 vrouens teen die muur of 2 mans teen die muur. En nie hoe nie. Mekaar drukkies te gee en al die goeders. Dit is hoe die leuen van die vyand inkom. Ons sien dit, maar ons sê niks op dit. En hierdie kant is die rak vir die mans. En aan daardie kant is die rak vir die vrouens. Maar iemand er hier in between is die kiewer se rak. En ek weet nie dat kiewer se klere is. Hierdie kant het 'n mans kant en hierdie kant
vrouenskap, weet nie hoe, ons lag. Dis die waarheid en dis ernstig goed hierdie. En die wêreld is besig om die kerk van die Here te blinddoek. Die wêreld en die vyand met al sy demoniese magte is besig om binne in die kerk in te stap. En ons sit stil. En ons sit met 'n leuen van die vyand. En hy kom en hy gebruik die woord van God. Luister baie mooi. Luister baie mooi. Die duiwel, die Satan, ken die woord van God. Want hy is deur God geskape, alhoewel hy nou sleg is en uitgewerp is uit die hemel soos 'n weerstraal, sê die woord van God. Met 'n derde van die engele, wat sy demoniese magte is, bring hy hierdie woord teen my en jou. Hy sê vir Eva in die begin van tyd, is dit nie so? Luister baie mooi die leuen wat hy bring. Is dit nie so dat God gesê het, as jy van hierdie vrug sou eet, sal jy sekerlik sterwe nie? Eva sê vir hom, ja, dit is so. God het gesê, as ons van hierdie vrug van die boom wat in die middel van die tuin van Eden staan, eet die boom van goed en kwaad, sal ons sekerlik sterwe. En die vyand sê, moet nie hoor nie. Dis okay. Dis alright. Jy sal nie sterwe nie. Jy sal sekerlik nie sterwe nie, want God weet, as jy van hierdie boom eet, sal jy net dit ook weet wat hy weet. Jy sien, Adam en Eva was geskape om vir ewig te lewe. 900 jaar gaan verby, 920 jaar, min of meer. En wie sterwe? Adam. En sy vrou sterwe. Die loon van die sonde is die dood. Die loon van die sonde is die ewige verderf in die hel saam met Satan. Die loon van die sonde bring niks anders as verderf. En die leuen kom in die kerk. En die prediker spreek. En hy motiveer die mense. Hierdie motivation speakers, hulle motiveer, hulle so baie goed. Ek lag daaroor, want ek dink vanaf daaraan, een van die grootste motivation speakers in die wêreld, wat sy kerk 5000 plus mense volk sit, met elke diens wat hy het, en hy het 3 of 4 dienste 'n dag, luister baie mooi, word uitgevang. Maar hy vertel vir jou, God is liefde, God voorsien. As jy gee, sal God jou uitermatigheid seën en al die dinge. En toe 'n pastoor instap in sy kerk in, onder by die roltrap, en dat jy mens net soos wat jy is. Ek sê dat die leer is baie geneig om saam te stem. God is lief vir jou, soos wat jy is. Hoekom? Wat het jou geskape uit jou moederskoot uit, met sy hande het jou geformeer. God het sy skepping lief. Amen. Is jy saam met my, stem jy saam met my? Maar hy haat die sonde waarmee jy besig is. Hy haat dit. Die woord van God sê dat die Here haat dit so erg, veral as dit kom by hierdie LGBTQ goeters wat hulle eie identiteit mee wil vier. Hy haat dit so dat die woord van God sê dat God wil opgooi van dit. Daarby regverdig dit nie al die ander klein sondetjies wat ons mee besig is nie. Maar hierdie groot goedes haat God. Ons het dit vanoggend gelees. Hy sê haat dit wat sleg is. Hoor mooi wat noem hulle self. Hulle noem hulle self die Pride Parade. Hulle hou optogte. Hulle dra banners met verskillende reënbooglae. Syfers met drukletters uitgeprint op hierdie banners LGBTQ. Ons het ook regte. Ons wil self regverdig. Ons het ook legal rights in die wêreld waar ons lewe. Waar in jou lewe het jy gesien, liewe ouer, jy wat hier sit vanmôre, wat dalk kinders het of kleinkinders het, kan jy jouself indink, jou kleinseun stap in 'n badkamer in, maar die bordjie wys albei welkom. Daar's 'n badkamer vir dogtertjies en seentjies gesamentlik. En dis in ons land, dis in ons dorp, dis in ons buurdorpe,
En ons kyk na hierdie goeders en ons weet, ons het die praat bereik. En hy sê hierso in sy woord, ek wil dit vir u lees, want die woord en die waarheid sal u vrymaak. Hy sê, the fear of the Lord is to hate evil and verduidelik in evil, pride and arrogancy and the evil way and the forward mouth. 'n mond wat slegte dinge praat, slegte dinge kwytraak en hierdie goed verkondig. God haat dit. Is jy nog met my? Ons sit in 'n wêreld waar die eindtyd baie naby is. Ons sit in 'n wêreld wat alles omgedraai is. Dit wat verkeerd is nou reg. Ek luister, en ek het dit self nie gesien nie, maar ek hoor, is nie reg getuienis nie, maar dit het werklik gebeur, hulle betrap 'n prediker, voor diens, met een van die klein silwer blikkies, wat so mooi prop het, ek het nie vir hulle nie, maar 'n paar van die manne, jy het al in sulke in julle lewe sulke goed gehad, so klein blikkie, as ons so ietsie net vir die sinne wees, jy weet nie waarvan ek kom, nou nie heel onskuldig hou nie, ek ken daai storie, so ietsie vir die sinne wees, hulle vang hierdie prediker, voor die tyd, en hy vat so ietsie, hulle vra van waarmee is jy besig, en die leuen van die vyand, die leuen van die vyand sê die volgende, 'n dronk man praat altyd die waarheid. Waar gaan ons kerke heen? Waar gaan ons mense heen? Waar gaan die Ecclesia kerk, die uitgesoekte volk van God heen vanmôre? En ek kan hier sit en ek sê nie eers skuldig daaraan. En ek glo en vertrou dat u vanmôre wat hier sit, haat ook dit wat sleg is. Hou nie daarvan. Maar die Here sê vanmôre vir my en vir jou, en hy nooi uit en hy sê in sy woord, almal wat bemoeid en belas is, kom na my toe, en ek sal vir julle rus gee. En ons sit en ons wonder, Here, is daar nog vanoggend 'n kans vir ons wêreld? Dis die volgende wat ek vir julle wil lees, en ons het dit gelees, en hy sê dit. Vers 17, hy sê, ek het lief die wat my lief het, en die wat my soek, sal my vind. Rykdom en eer is by my, duursame goed en geregtigheid. My vrug, sê die woord van die Here, is beter as goud en as fyngoud, en my opbrengs as uitgesoekte silwer. Dan sê hy in hoofletter, ek, dis die Here, wandel op die weg van geregtigheid, in die middel van die paaie van reg, en die wat my lief het, 'n besitting te laat erwe, en hulle skatkamers maak ek vol. God sê die lief wat hom lief het. As jy vanmôre vir God lief het, het God jou lief vanmôre. As jy vanmôre geregtigheid lief het, het God jou lief vanmôre. As jy doen vanmôre wat God se woord vir jou sê om te doen, is God lief vir jou vanmôre. As jy vanoggend enigstens, en dis 'n baie ernstige woord, nie net op die hoof opskrif nie, maar as jy vanmôre doen wat God se woord vir jou sê, dan het God jou lief. En omdat God jou lief het, sê hy vir jou, sy besig om vir jou skatkamer voor te berei, sodat jy baie kan hê. Nie dalk op hierdie aarde nie, maar in die hiernamaals, as ons hom by hom gaan wees. Amen. En daar's 'n baie fyn lyn vanmôre tussen reg en verkeerd, en daarmee gaan ek afsluit. Jy sien, ons sit met 'n leuen in hierdie wêreld. Want dit is oukei om by 'n braaivleisvuur agter die kring te staan waar 'n ou vrou grappie vertel word. Ag, jy sê maar net vanaand bid daaroor.
Ag, dis okay broer, om een drankie te drink en ag, dis dan nie skade maak. En ek wil nie vanmôre toe dit klap en ek wil nie in die karakter inklim nie, maar hoor mooi. Ons is so geneig om die hoofopskrifte op te fokus. En wanneer iemand instap by 'n kerkdeur, hand in hand, man en man of vrou en vrou of wat ook al, sien. Maar wat vir waarmee jy besig is, waarvan iemand weet. Wanneer jy jou deur toemaak, wat agter 'n geslote deur gebeur. Ons is so geneig om die hoofopskrifte van horering en hierdie klas van dinge en daai skelmverhouding en dit wat daar is, wat sê dis okay. Dis okay. Want jy sien, Jesus het klaar vir ons aan die kruis gesterwe. Hy het klaar vir al ons oortredinge gesterwe. Ek kan hom maar maak wat ek wil. Een keer gered, altyd gered. Een keer gedoop, altyd gedoop. I'm on my way to heaven, no matter what. Daar was 'n dag en 'n tyd in my lewe gewees, wat ek my hart en lewe vir die Here gegee het, en nou kan ek maar maak net wat ek wil. Want Jesus het klaar die prys gesterf vir my oortreding. Jesus het klaar die prys betaal. Ek hoef nie meer skuldig te voel oor niks nie. Want die woord van die Here sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun vir ons gegee vir al ons oortredinge. Ek kan net doen wat ek wil. Want ek ken vir Jesus. Ek weet wie hy is. Nee. Hy is nie voordat. Hy is 'n baie mooi kerk van die Here. Ek praat met ewige geskakel is ook vanmôre. Nie voordat jy jou saak met die Here regmaak en jou sondes voor God bely en sê, Here, ek het geval in 'n gat van donker skade wees. Maar Here, ek het nie nodig vanmôre om my uit te lig uit omstandighede. My die skoon te was met die bloed van die lam. Want jy sê, ons kan nie meer speel met God se genade nie. Ek wys vinger vanmôre na u toe dalk vanoggend, maar as 3, 4 vinger wat terugwys dan wys die vanoggend. Want die woord van die Here sê dat hulle wat die evangelie verkondig, sal met dubbelslag geslaan word. Wanneer die oordeele kom, die saak met God is nie reg nie. En ek het dit 'n vorige keer gesê, dat ons sien dit, kerke wat nou in Junie maand, geen wonder, 'n wynveilinge. Kom proe 'n bietjie wyn by ons kerk, man. Kom betaal, kom drink 'n bietjie wyn by ons kerk. En ons spot en ons raak kwaad en ons lig hierdie kerk op. Want in 'n ander dorp is wat besig is met verkeerde dinge, waar hulle wyn in die kerk verkoop en handel dryf. Maar in ons eie dorp, waar hulle, wat noem is hierdie goeders? Nie konsert nie. 'n bazaar. Hoe bazaar is dit eintlik? Dat wanneer hulle 'n bazaar hou, die ouens wat die vleis braai, 'n beertjie drink. Maar dis fyn. Solank hy net sy vleis bring. Solank hy net sy deel bring in ons eie dorp, mense. Ek en jy gaan na die bazaar toe, maar daar's specials. Daar's vleis wat goedkoper is, en ek wil nie eens hierdie kerk se naam noem nie. En dat allerhande goedjies, tuisgemaakte bagte goedjies, en is wonderlik, en is op 'n goeie prys, maar is die kerk se bazaar, en hulle vorder 100, 200, 300.000 rand in vir die kerk, halleluja, prys die Here, maar die bier het geloop. En die sigaret is gerook. En die onheilighede was onder die vure gewees, waarop ek en jy die vleis en die burger en alles wat ons gedoen het gekoop het. En ons staan en kyk na die sonde, en is maar okay. En ons wonder, hoekom gaan dit vir julle, soos wat het gaan. En ons wonder, hoekom is die kerke leeg. En ons wonder, hoekom dan nie meer predikers, wat die waarheid verkondig nie, wanneer ek die waarheid verkondig, volgens sorg dat jy maar gaan kyk, stoele is leeg, want hulle hou nie van die waarheid nie. Want die waarheid maak jou vry in Jesus naam.
En die wêreld sit met sonde en hulle wil nie meer die waarheid hoor nie. Want jy het 'n prys om te betaal wanneer die waarheid in werking kom. Gister ry ek en my vrou in. Ek sê vir haar, ek moet 'n koffie gaan drink, of sy sê ek moet 'n koffie gaan drink. Ek sê, oké, ons gaan drink 'n koffie. By wie? As jy vir God lewe, is dit 'n eensame pad wat jy loop. Want jou vriende is met, jy het 'n prys om te betaal. Jy stap alleen 'n pad saam met God. En die hoogmoed en die pride, die belouning, is te groot. Die prys is te groot om te betaal, om vir God te lewe en alleen te loop. En dit is lekkerder saam my vriend, wat nou my vriendin is. Dit is lekkerder om saam my vriendin te wees, wat nou my man is. Dit is lekkerder om in die kring van die spotters te sit, want ek wil nie uitvoel nie, man. Want ek het hierdie trots in my. Ek sal my trots maar 'n bietjie my sak druk, en ook my staan en hoor wat mense sê. Kom ek vertel jou van my lewe. In die begin was dit lekker geweest, toe ek baie vriende gehad het. Daar was 'n stadium in my lewe, wat die ouens sommer op 'n Vrydag aand, 'n Woensdag aand, 'n Maandag aand, reg deur die week, elke aand, maak nie saak nie. Kom op my huis aan. Dan kom kuier hulle. Want daar was iets om te drink in my yskas geweest. My vrieskas was vol geweest, want ek het sommer vinnig die gasbraai aansit, ek weet nie waar sy vandag nie, ek huis, hy lê nog nie in ons huis, nog en al. Maar ek vinnig die gasbraaitjie aansit, en 'n vleisie braai sommer so vinnig, 12 uur die nag, 1 uur die oggend. En ons skeier die hele nag deur, en die grappies vloei, en baie dinge gebeur om die braaivleis vuur, en is lekker. Maar toe ek my hart en lewe vir God gee, ek begin 'n reguit pad stap, en sê ek sal hierdie waarheid, die evangelie van Christus, sal ek verkondig nou met wat. Ek het baie keer gesê, moet baie versigtig wees wat jy sê jy sal doen, terwille van die evangelie van Christus. Want is jy bereid om jou kruis op te neem, en God te volg? Is jy bereid om ontslae te raak van jou vriende, van die braaivleisvuur, van jou vriendin of vriend wat jy het, of wat ook al het mag wees van jou? Is jy bereid om so alleen te stap saam met die Here? En ek het my vrou besef, dat ons het nie eens een enkele vriend in Christus. Hy is dit baie mooi. En ek weet jy gaan nou sê, maar plaas jy my gebel het, en drink jy koffie. Dis nie waaroor het gaan. Ek besef, ons het niemand om heen te gaan nie. En ek en sy besluit, dit is so. Weet jy nou lang vat my ketel om te kook? Ek het daar van lang. Ek het lang gewag vir die koffie, ons het besluit om ons self koffie maak. Maar jy het 'n prys om te betaal, om vir God te lewe. Ons het 'n prys om te betaal, om te sê ek is 'n kind van God. Ek het 'n prys om te betaal, dat wanneer die mense by die werk, mense nooi, vir 'n verjaarsdagpartytjie, ek nie genooi sal word nie. Want jy sê, dis kan nie pastoor maai, maar dan gaan bier wees, en dan gaan ander goeders wees. Kan nie pastoor maai. En alhoewel ek partytjie vir die manne sê, hoor, ek gaan nou jou partytjie toe kom, hoor. Raak was ongemaklik. Pastoor, seker jy wil kom. Pastoor, is seker jy wil kom? Ja, ek is seker. Maar dan wil jy nie regtig doen. Maar jy staan en jy maak die Bybel op in die oggend. Jy lees die woord van die Here en jy vertel vir hulle wat die waarheid is. Hoor die manne, raak ons 'n bietjie ongemaklik. Wanneer jy vir hulle sê, jy sê, jy's 'n kerkmens en jy praat so, raak die man ongemaklik. Maar as hulle my nie sien nie, dan wil ek gaan die sketswoorde, wat is daar goeders? Sketswoorde. Swets. Gaan nie goed woorde, so swetswoorde. As jy jou sien, dan raak hulle die heiligheid van self. Dan praat hulle mooi, of as hulle dalk 'n woord uitkom, voor die pastoor. Ek was daar was 'n bietjie van gewees. En wanneer ek ook bid teen Raymond, sê
Sê ook dalk vandag as jy bid, Here daai sorry Here, dit was nie lelik. Jy sien, ons lag oor hierdie goeters mense. Maar die ernstigheid van die saak is, hoe lyk jou saak met die Here vanmôre? Kan ek in jou handel en jou wandel sien, dat jy is 'n kind van God, dat wanneer jy in 'n donker wêreld stap, en mense hulp nodig het en smag na die waarheid, en dalk die nommer druk as jy nie saam met bid nie, want ek weet wanneer jy bid, vir die Here. Ek weet wanneer jy met God praat, dan luister die Here. Ek weet wanneer jy die hande oplê, dan raak die sieke gesond. Ek weet wanneer jy 'n woord spreek, dan kom dit tot stand deur Christus Jesus wat vir jou die krag gee. Ek weet wanneer jy bid vir jou omstandighede, dan begin God luister. Ek weet dat jy weet dat die Here wie jy aanbid is nog steeds die hoorder van gebed volgens Psalm 65 vers 3. Ek weet jy is die man wat sê nog voordat ons roep, hoor die Here en terwyl jy spreek antwoorde Jesaja 65 vers 4. Dis dit 4. Jy sien, die wêreld is op soek na manne en vroue, dat kinders, bloedgewaste kinders van God is, dat wanneer jy praat, dan hoor hulle Jesus. Wanneer jy loop, dan sien hulle Jesus. Wanneer hulle hoor van jou, dan hoor hulle die getuienis van Jesus. En gaan terug na die lied wat ons gesing het. Te wees soos Jesus. Te wees soos Jesus. Jy sien, dit is maklik om te sing, wanneer die woord op die bord is. Dit is maklik om te sing, wanneer die hele kerk sal sing, te wees soos Jesus. Maar jy besef wat jy sing. Jy sing eintlik. Te wees soos Jesus. In hakies. Om te haat. En katsiefis. Om die sonde te haat. En goedheid te streef. Dis wat jy eintlik sing. En jy bely met jou mond, ek wil wees soos Jesus. Maar die leuen is in die hart, ek kan nie nou dit los waarmee ek besig is nie. As jy sê, hy WhatsApp nie, na 'n vreemde nommer toe is lekkerder, as om my vrou te WhatsApp, as ek sê vir jou. Om gou 'n prentjie te stuur, vir iemand wat nie dit mag stuur, is beter, as vir jou vrou 'n prentjie te stuur, en sê, I love you. Om 'n kode op my foon te hê, as my ma of my pa kan sien wat op my foon is, of as die mense by die werk net kan sien wat op my foon is, of wat ook al op my foon is, dan moet 'n kode wees, dan moet 'n pattern wees, dan moet 'n thumbnail print wees, want as ander mense hom oopmaak, jy sien in die kerk, is ek die koster, in die kerk is ek die tesourier. Ag, weet jy wat, in die kerk is ek die hoofpastoor, man. Nobody can say nothing. I rule this church. Like back in the ranch. Is die vrou wat by my lê, nie my vrou nie. En ons sit by die realiteit aan die orde van die dag. En die kerk is stilgeword. Die kerk by slaap geraak. Ons is blind geraak vir die sonde. En ons bestraf nie meer die goeders nie. Die kerk sit waar hy sit, en die mense om sit waar hy sit. Omdat ek en jy vanmôre. En ek is seker as ek in die begin van die diens gevra het, wie is kinders van die Here? Dit is almal ons hande opgesteek. En ek dink as ek nou moet vra, wees bloedgewaste kinders van die Here. Het gevul is met die Heilige Gees. Wat die vrug van die Gees dra. Want jy sien, die vrug van die Gees is baie meer werd as die goud hier dinge van die wêreld. Dit laat die goud wat God gemaak het in sy suiwerste element wat hy kan wees, na niks lyk nie as jy die vrug van die Gees het. Want jy sien die mens op soek na dit wat die wêreld ontbied. Maar dit wat God jou bied, is baie meer as jy iets op die aarde jou kan bied. En dis 'n ewige lewe
saam met Christus Jesus. En ek dink as ek myself vanmôre moet vra, Martin Ferreira, of dalk, kom ons sê die aanby, dit klink dalk beter, pastoor Martin Ferreira. Is jy reg om jou God te ontmoet? En dink ek by myself vinnig, dat ek my knieë voor God buig en sê, Here, vergewe my. Dat ek is nie werd om die kind genoeg te word nie. Maar as ding aan my lewe wat ek vinnig moet regkry, want ek het gesien, ek het sonde gesien, en ek het nie uitgereik daar sondaar en sê, weet jy wat my vriend, wil jy maar jou hart in die lewe van God gee. Want jy sien, ons dink so baie, hierdie ander dinge is sonde, maar die feit dat ek en jy kinders van God is, en as jy uitreik na hom wat ek nodig het nie, en die evangelie van God verkondig nie, staan ons nie skuldig van hom nie. En God het 'n opdrag gegee, hy het gesê, gaan dan heen, jy wat gered is, jy wat kind van God is, jy wat alles gedoen het wat jy moes doen, wat die woord van God vir jou sê, kom tot bekering, kom in verhouding met God, wat jy doop, al die dinge. En sê, gaan jy dan heen, en gemaak disippels vir alle nasie, volk en taal. En leer hulle my insettinge. Ek doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. My vraag is vanmôre aan u wat ingeskakel is, met u vanmôre wat u sit. Verstaan my saak vanmôre met die Here. Verstaan jou saak vanmôre met die Here. En is jy bereid vanmôre om hier uit te stap of hierdie selfoon af te sit en te gaan vertel dat Jesus red nog, en genees nog, en doop nog met sy gees, en hierdie God wat ek en jy dien, is 'n God van liefde, dis die waarheid, maar hy haat die ongeregtigheid van die kerk en van die mense. En ons is bang, ons gaan vrede verloor. As ons bang vanmôre, ons gaan ons familie verloor, dalk ons man of vrou verloor, dalk ons kinders verloor, deur die waarheid te spreek. Hoe staan jou saak vanmôre met die Here? Terwyl elke oog gesluit is en elke hoof gebuig is, en jy wel om met die weer opsit, te wees soos Jesus, vir ek vanmôre vir u vra, die wat ingeskakel is. Het is baie maklik om te sing, te wees soos Jesus. Het is baie maklik om jou hande op te steek, terwyl menigte gelowiges saam met jou hande opsteek. Maar in jou binnekamer, waar jy alleen met God praat vanmôre, waar jy na hierdie boodskap luister, nie wat vanmôre is met die oor toe en die hoofde wat gebuig is. En ek jy moet vir 'n oomblik self ondersoek opstel in jou hart vanmôre. God is die kenner van jou hart vanmôre. God ken elkeen se hart vanmôre. En ons wil sing vanmôre te wees soos Jesus. Te wees soos Jesus. En ons roep dit uit vanmôre, te wees soos Jesus. Maar eintlik vanmôre skiet ons ver te kort. Ek kan kluis, te kort. Want as ek werklik waar so rein en heilig vanmôre soos God wil hê ons moet wees. As ek so sag en nederig om voor mense te buig, in die sin van om hulle te help en te vertel van die evangelie van Christus. Of draai ons maar die oë weg en stap af verby. Laat hy maar doen wat hy wil, dis sy keuse. Jy sien, dit gaan baie verder as net dit. Ek weer by die woord van God het kom vanmôre. Dan kan ons sing te wees soos Jesus. En ek wil vanmôre, terwyl ons ingeskakel is, en terwyl jy sit vanmôre, wil ek eers my hand opsteek, en sê, Here, ek steek vanmôre eers my hand op, want ek skiet ver te kort vanmôre. Die vanmôre met my direk gepraat, staan baie skuldig om baie dinge vanmôre. As jy vanmôre in hierdie kort gebed van die ek weet nie eenvoudig nie, maar van hierdie nederige pastoortjie ingesluit wil wees, wil ek jy vanaf jou hand opsteek. Want ek het dit vanmôre eers nodig, want ek het weggekyk en nie gedoen met God gesê ek moet. Maar ek wil vanmôre hierdie lied sing, te wees soos Jesus. Te wees soos Jesus.
Daar's 'n verlang in my hart breek, dankie kan die hande wat sak, baie dankie. Daar's 'n verlang in my hart om uit te reik na mense toe, wat God nodig het, daar's 'n gebroke wêreld op buite, wat uitroep, Here, Here nog net eenmaal. En die kerk sit in slaap, die kerk het blind geword vir hulle wat God nodig het. En ons sit met ons eie tierlantijntjies en ons gestry oor wat reg en verkeerd is volgens die woord van die Here. En eintlik moet daar net een kerk wees, en moet die kerk van God wees. Te wees soos Jesus, dis al wat jy nodig het vir hom. Te wees soos Jesus. Come on, kerk. Jy moet nou geskakel is te wees soos Jesus, man. Maar God ons help van hom. Dat wanneer ons hierdie besluit maak, ons hier uit sal stap as manne en vroue van God. Mag die Here jou help vanmôre, om man en vrou van God te bly. Jou voet op die rots te sit, naamlik Jesus Christus. Dis ek sal staan vir dit wat reg is. Ek sal die sonde haat, en ek sal by myself begin, sodat mense kan sien in my weer wat Christus werklik is. Te wees soos Jesus. Te wees soos Jesus. As jy vanmôre wat ingeskakel is, saam met hierdie mense wat hulle hande opgesteek het in die gebed wil wees, net waar jy is, Here, sien my raak vanmôre. Jy sluit die oë, Hemelvader, Here, 'n ernstige woord wat U op my hart gelê het vanmôre. Here, ja, die vyand is besig, Here, om ons kinders, ons families en alles uit mekaar uit te ruk, Here. Ag Here, ek dink nie net aan dit wat vanmôre gesê is, maar ek dink aan huwelike wat op die rots is. Dan kan mense wat op sterwe lê, wat se saak nie met God reg is nie. Dink vanmôre, Here, aan 'n verlore gaande wêreld, Here, omdat ons nie ag slaan op die ware woord van God nie. Here, ek dink vanmôre aan die kerk wat agteroor sit. En sê ons het alles probeer, maar ons kry niks reg nie. Daardie ou gesegde wat gaan, wat nou eers by kop en kom. If you can't beat them, join them. Die leuen van die vyand, Here, wat oor elkeen se lewe uitgespreek is, hulle wat hulle hande opgesteek het, die Here wat in die gebed ingesluit wees. Here, ons kanselleer die leuen van die vyand in elkeen se lewe vanmôre, Here. Ek bid vanmôre, Here, U wat op die pad van geregtigheid stap en dit wat reg is, Here. Bid ek vanmôre dat U daardie mense weer op die regte pad sal bring. Dat hulle weer 'n nuwe liefde vir U sal koester, Here. Weer 'n liefde vir die woord sal kry en weet as hy, Here, ons het U lief, daarom kan U ons lief hê, alhoewel, Here, U ons eerste lief gehad het. Here, ek wil vanmôre in alle ernstig bid teen hierdie pride, die leuen van die vyand, Here. Ons breek die werke van die vyand in die naam van Jesus. Maar Here, ek kom vanmôre nederig voor die voete van die Here. Ek sê, Here, begin by my vanmôre. Wash me, cleanse me with the blood of the Lamb. Whiter than snow, witter dan die sneeu, Here, sodat wanneer ons hierdie lied weer sing, te wees soos Jesus, ons hande kan opsteek vanmôre en sê, Here, werklik waar, die pad wat ek stap, is nie 'n maklike pad nie, but I will carry my cross, totdat U ons kom haal, Here. Dis my gebed vir elkeen vanmôre, Here, in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen en amen. Ek gaan vra dat jullie deur gaan sit asseblief. Te wees soos Jesus. Net vir ons te sing. Wil ek hier met vanmôre ook ernstig bid vir ons predikers. Geweldige aanslag teen ons predikers.
vrae wat gevra word. Het jy geweet as predikers wat aangesê word wat om te praat? Hulle hoor nie eens meer by die Here. Maar ek bid vanmôre dat elke prediker sal hoor by God, wat die waarheid is. Amen. Kom ons staan, sing ons dit saam. So rein en heilig, so sag en nederig. Tot de volgende keer, die Here seën.